Goeiemôre vriende, dit is vandag maandag die 2de Maart 2026. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om so in U teenwoordigheid die heeltyd te mag wees. Here, om te weet en te belewe dat U 'n alomteenwoordige God is, wat altyd met sagtheid deur Christus en deur die kruis na ons kyk. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, soos julle nou al weet, is dit maar ons gewoonte deur die afgelope 6 jaar omtrent, dat ons elke eerste van die maand, laas maand het ek dit nou nie gedoen nie, dit is die eerste keer in al die jare wat ek dit nou geskiep het, maar ons gaan plaasvind, want die eerste het ook op 'n Sondag geval, maar ek het besluit hierdie eerste val nou weer op 'n Sondag, so ons gaan maar die tweede dan die doopherinnering en die nagmaalsherinnering hanteer met mekaar. Dit is die twee tekens, genade tekens wat die Here God vir ons kom gee, vriende, om ons daaraan te herinner dat ons sy kinders is. Nee, dit is 'n absolute twee amazing tekens. Julle kan dit in julle huis sit, julle kan dit gebruik ter herinnering, julle kan nagmaal aan mekaar bedien, sê vir mekaar, dit is die Here se liggaam, dit is sy bloed wat vir jou gevloei het. Geniet dit saam as pa en as ma met jou kinders in die huis. Julle kan dit doen by die huis. 'n Doopherinnering wat ek ook nou gaan doen dit by die huis. Vat 'n bakkie water, vat jou hand, sit dit in die water, sit dit op jou kop, herinner jou daaraan. Dat die Here inderdaad vir jou kom sê, jy syne, né? So vriende, die doop is vir ons gegee deur die Here. Dit kom uit die besnydenis uit, van die besnydenis se tyd af, wat die Here vir Abraham 'n teken kom gee het. Volgens het Abraham, ek kom gee vir jou 'n verbondsteken. Verbondsteken is 'n verbond, is 'n tweerigting, is 'n ooreenkoms. Ek sal vir jou 'n God wees en jy sal vir my 'n volk wees. En Abraham, die besnydenis is die teken van hierdie verbond. Hierdie verbondsteken het op die ou einde in die waterteken omgesit in die doop. As jy in Johannes vat, Johannes, liewe vriende, nie die disipel nie, maar Johannes die doper. Johannes het gedoop, hy het nie met 'n Christelike doop gedoop. Al die mense wat hy gedoop het hy gedoop, vriende, tot die Joodse geloof van daai tyd, nee, tot God die Vader, Yahweh. En daarom is al die mense, of meeste van die mense wat deur Johannes gedoop is hulle oorgedoop in die Christelike doop. Daarom Jesus wat gedoop is, wat ons baie keer sê, vriende, wat vir Johannes ook het nie sin gemaak nie, want daai was 'n bekeringsdoop gewees. Jy bekeer jy van jou sonde. Hy sê ook vir jy, bekeer jy van jou sonde, draai weg, né? Nou kom Jesus wat geen sonde het en hy word gedoop. Eintlik om te kom en te sê, maar hy legitimeer die teken van die doop, né? Maar daai doop is al die mense, soos ek gesê het, is oorgedoop. Daar maak die doop amper van Jesus nie sin in daai tyd nie. Maar die teken van die doop is vir ons gegee. So die plek van die besnydenis het die teken van die doop gekom, die Christelike doop, né? Daar's nooit ergens ooit is dit dat kinders uitgesluit is. Daar's nêrens opgeskrywe wat jy ook al kan kry dat kindertjies uitgesluit is uit die doop, nie nêrens nie. Ons het van ons vriende uit die aard van die saak wat net groot doop, hulle verwerp die kinderdoop, vriende, maar nêrens, as ons na die Bybel gaan kyk, is kinders uitgesny nie. Daarom kry ons oikos tekste waar daar gesê word, die huisgesinne is gedoop, né? Die kinders, babatjies almal, daai tyd was 'n groot huisgesinne, daar was nie voorboedougies, soos ek al baie vir julle gesê het, so dat alles, so wanneer daar gesê het, die Lydia se gesin is gedoop, die ou by die ou by die tronkbewaarder, hulle gesin is gedoop, daar is al 'n paar ander gesinne gedoop, ek het nou weer vinnig gaan kyk, so dit so 4-5 tekste, dan sê ons dit hoef nie eintlik, dit kan eintlik net een teks wees, want dit stem ooreen met wat in die Ou Testament is. Kinders is ingesluit in die verbond van gelowige ouers. Let wel, van gelowige ouers, vriende. So die doop kom sê God vir ons, daai kindjie so klein soos hy daar is God se, hy behoort aan my, kom sê God. Ek kom was hom reeds skoon met die water, ek kom beseël hom as my eiendom. Daai kleintjie kan eendag kies, ja. Dit is so, maar ek bedoel, dit gaan ons nou geen sin maak om teen God te kies nie, maar ongelukkig is dit daar. Dis
die sleg van ongeloof, né? Jy kan sê, ek klim uit hierdie genade, wat reeds vir my gegee is, klim ek uit. Ek's reeds God se kind, God het my sy kind gemaak, né? Ek klim uit, ek presteer my nie daar nie. Dit is 'n verbondsteken, liewe vriende. So ek en jy, ek self, ek het al van julle by 'n paar geleenthede gesê, ek het nou nie 'n datum, ek het nou my lewe vir die Here gegee nie. Ek het nog altyd vir die Here gesê, dankie vir dat U vir my gedoen het, dankie dat U my God is, dankie dat ek U kind kan wees, né? En dan is daar natuurlik 1000 keer al wat ek vir die Here gesê het, Here, ek wil net weer vir U kom sê, dankie vir U genade, hier is my lewe. Ek kon gee dit in totaliteit oor aan U, maar ek het aan God behoort, vandat ek kan weet het ek aan God behoort. En my ma, my pa, my altyd vertel van hierdie liefde, hierdie genade van God wat hy vir my het. So dit is hoe ek groot geraak het. So die teken van die doop, vat 'n bakkie water, ek het sommer so 'n bakkie water gevat, vat 'n bakkie water, sit jou hand daarin, en herinner jy dat jy gedoop is in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dat God vir jou daarby kom sê, jy is spesiaal, jy is myne. As jy groot gedoop is, onthou, die Here kom sê, jy het die Here aangeneem, jy was 'n heiden of goddeloos gewees wat 'n heiden was, jy het die Here aangeneem en die doop se teken dat jy God se kind is. Verbondsouers se kinders se teken dat jy aan God behoort. Dan kom gee die Here 'n tweede teken vir ons, hy kom gee vir ons die brood, liewe vriende, sy liggaam wat gebreek is vir my en vir jou. En die wyn, liewe vriende, die bloed wat hy vir ons kom stort het om te sê, dit is tot 'n volkomme versoening vir al julle sondes. Daarom moet ek en jy as kinders van die Here ons die heeltyd daarin herinner, dat ons God se kinders is. En die nagmaal kom sê die Here, moet net onthou altyd, ek het vir jou gesterwe aan die kruis, maar ek het 'n duur prys betaal vir jou. Hier is my liggaam en hier is my bloed, drink dit tot herinnering vir wat ek gedoen het. So vriende, kom ons gebruik die broodjie en ons gebruik die wyn as 'n herinnering dat jy aan God behoort. Jy kan druiwesap ook gebruik as jy wil. Jy kan net die brood ook gebruik en die liggaam veronderstel die bloed, né? Kom ons gebruik dit in stilte. Dankie Here vir U genade en U liefde. En daarom wil ons geloof bely. Ons glo in God die Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, enige gebore Seun, ons Here, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die gelowiges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in die ewige lewe. Amen.